Liewe vriende, welkom by vandag se geleentheid. Die geleentheid waar ons weer het om ons Pinksterfees wat hierdie week plaasgevind het, saam te kan afsluit. En ek weet nie of jy die reeks gevolg het aanlyn nie, en ek gaan nou vir ons so 'n stukkie opsomming gee van die hele week, maar mag hierdie geleentheid waar ons vandag weer by mekaar kom, 'n hartsverandering om geleentheid wees, 'n geleentheid waar ons kan nadink, waar ons kan saamstoei om nuwe strome te begin wat verandering teweegbring in die wêreld rondom ons. Dis vir my lekker om hier saam met julle te kan wees en te mag wees. En soos altyd is die kers weer aan die brand aan my linkerkant en die kruis aan my regterhand. Om te weet dat die Here hier teenwoordig is. En die Here nie net hier by my teenwoordig is nie, maar by jou ook. Ons alomteenwoordige God ontvang ons in ons omstandighede waar ons is, net soos wat ons is. En daarom is dit vir my lekker om jou te kan groet en sê genade en vrede vir jou van God ons Vader, die een wat alles tot stand gebring het. Van God die Seun wat vir ons sondes aan die kruis gesterf het, van God die Heilige Gees wat in ons werk, met ons werk, deur ons werk en hoe ons ontmoet waar ons is. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie geleentheid om weer in U naam by mekaar te kom, om uit U woord uit te lees en saam te kan dink oor wat U woord vir ons beteken in ons alledaagse lewe. Werk in ons, Here, werk met ons en laat ons hoor wat ons ook nou moet hoor. Amen. Vriende, ek het nou iets gesê van hierdie week wat verby is. Ek weet nie of jy die reeks gevolg het nie, maar 'n vinnige kort opsomming is, ons het gekyk na die gebrokenheid van sisteme, sosiale sisteme, ekonomiese sisteme, politieke sisteme, het ons eintlik nie eers aangeraak nie. Maar die idee was om te sê dat sisteme wat gebroken is, goedere in die samelewing wat gebroken is, eintlik ons lewens infiltreer en so 'n groot impak het op ons belangrikste sisteem wat ek op die tafel gesit, en dis ons familie, ons gesinssysteem. En dat ons gesê het in die hele week en gepraat het van die metafoor van 'n stroom wat ons saamtrek, dat wanneer 'n siek sisteem of 'n gebroke sisteem ons meesleer, dan trek dit ons soos 'n waterstroom saam met ons en ons maak besluite, tree op 'n bepaalde manier op wat nie goed is nie en wat eintlik ons dinge laat sê, dinge laat doen, op 'n manier laat optree wat eintlik soveel ander mense skade doen. En iemand het die opmerking gemaak gedurende die week dat hierdie stroom dan maak as jy saam meegesleer word, dat jy maar net aanpas wat jy dink die norm van die dag is. En as jy aanpas, dan word jy self al meer siek. In die sin van dat jy maar doen wat die stroom doen en nie iets doen terwille van wat ons sê ons kern moet wees, en dit is Christus nie. En die een ding wat ek ook op die tafel gesit het, is dat hierdie dinge van die hele week en van al hierdie sisteme ingetrek word in ons familiesisteme in. En dit veroorsaak gebrokenheid van ons familiesisteme. 'n Voorbeeld wat ek genoem het is onder andere die feit dat mense so baie op hulle fone is, wanneer hulle by die werk is, want dit is konstant, ek moet werk, en wanneer mense by die huis kom, mense dit byvoorbeeld nie kan los nie. En dan vanoggend se tema binne die konteks van hierdie hele sisteem en die samevatting is eintlik die koestering van ons tafelgesprekke. En is simbolies, want ons gaan vandag, wanneer ons die erediens het in die gemeente, gaan ons die voorreg hê om aan die nagmaalstafel te sit. En die mense wat aan die tafel gaan sit, is die mense wie se kind ons gaan doop die dag. En ons eintlik hulle eerste kind om te sê, maar hierdie is julle familiesisteem. Hoe koester julle hierdie gesprekke rondom 'n tafel by jou huis om hierdie kosbare juweel van 'n familieopset, van 'n familiesisteem binne die metafoor van die week op te pas, te beskerm, op grond van die feit dat ons onsself aan Christus koppel, en op grond van die feit dat ons sê, die norm van die dag, die strome van die dag, die gebrokenheid van sisteme, gaan ons nie infiltreer nie. En die ding is, dis nie maklike besluit nie. Dis nie maklik om dit te kan regkry nie. Dis nie maklik om 'n nuwe stroom, soos iemand gesê die week, te kan begin nie. 'n Nuwe stroom sal wees om te sê, ek breek los van die norm van die dag en ek begin iets nuuts. Ek begin 'n nuwe beweging wat baie meer gesond is. Want die oomblik wanneer jy uit 'n bepaalde manier uitklim van doen, kry jy kritiek by ander. Ek het 'n voorbeeld genoem in die week van iets wat ook 'n sisteem is, 'n stroom wat in ons huise ingekom het, is drankgebruik.
Dat ons sê dat wanneer ons by aktiwiteite is die drankgebruik groot en dit word ingetrek in ons familiesisteme en wanneer ons familiesisteme kom en die drankgebruik oorheers ook hier, dan veroorsaak dit dat hierdie sisteem seer kry. En wanneer iemand dan begin ophou drink, dan sê mense ook 'n sisteem wat gebroken is, aanmerkings, as 'n man ophou drink, hoor jy ons kan sien wie dra die broek in jou huis, wie jou laat besluit, wat gaan aan met jou, en dat jy dan nie die waagmoed het om 'n nuwe stroom te begin, wat die nuwe stroom in die geval sal wees, is om op te hou drink, of baie minder te drink, om meer tyd saam met die familie te hê, en ook meer effektiewe, doeltreffende tyd saam met die familie te hê nie. So, ons raak moedeloos baie keer, en ons voel maar, ons gaan dit nie regkry, en dan gee ons op, want die vrees om alleen te staan, is 'n vrees wat ons oorweldig, maar dit moet nie. Ons moet jy sê, ons tot hier toe en nie verder nie. En dan die vraag is, hoe help Jesus ons? En die gedeelte wat ons eintlik lees, sê, dat weet jy wat, sisteme was nog altyd gebroken, en ja, julle het nou alweer eintlik al verval in ou denke, in 'n ou stroom, wat julle voorheen in was, dat julle dink, julle is nie goed genoeg nie, op grond van 'n sosiale sisteem van die tyd, van die disippels, wat geroep was deur Jesus, wat reeds besig was, om te skrynwerk te doen, visvang te doen, al die tipe van goed te doen, want dit beteken, hulle het nie die kat binne die sosiale sisteem van die dag gemaak nie, en dan roep Jesus hulle en sê, maar jy is goed genoeg, en dan die gedeelte wat ons lees, is hulle weer besig om te doen wat hulle gedoen het, hulle het vis gevang, hulle het weer teruggeval na 'n ou stroom, op grond van die vrees wat hulle gehad het, om 'n nuwe stroom te begin. So kom ons lees die gedeelte en verpak dit daar binne, Johannes 21. Hierna het Jesus by die see van Tiberias weer aan sy disippels verskyn, en dit is hoe hy verskyn het. Saam daar by mekaar was Simon Petrus en Thomas, wat bekend staan as Didimus, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang, en hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. Hulle het uitgegaan en in die boot geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Teen die dagbreek het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dit Jesus is nie. Jesus vra vir hulle toe, my kinders, julle het seker niks om te eet nie. Hulle antwoord hom, nee. Hy sê toe vir hulle, gooi die visnet aan die regterkant van die boot, en julle sal iets kry. Hulle gooi dit toe uit, en vanweë die groot klomp vis, was hulle nie in staat om dit in te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus liefgehad het vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy boekleed omgebind, want sy bolyf was kaal, en in die see gespring, maar die ander disipels het met die kuit gekom, en in die net met die visse gesleep, want hulle was nie van ver van die land af nie, net ongeveer 200 el. En toe hulle aan land kom, sien hulle daar is 'n koolvuur gereed, en vis wat daarop lê, en ook brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe die boord gegaan, en die net vol groot visse op die land getrek, 153, en hoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom eet, ontbyt. Niemand van die disippels het egter gewaag om te vra, wie is u nie? Want hulle het geweet, dit is die Here. Jesus sê toe, neem toe die brood en gee dit vir hulle, en so ook die vis. Dit was reeds die 3de keer dat Jesus aan die disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Toe hulle klaar was met ontbyt, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Maar meer as hulle. Hy sê vir hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Hy sê vir hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom toe 'n derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom 'n derde keer gevra het, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Amen, amen. Ek gaan net tot so ver lees.
Nou, wat gebeur hier? Ek het nou verwys. Die disippels wat voorheen deur Jesus geroep is en gesê is, volg my. 'n gedeelte wat ons nie altyd verstaan in konteks nie, van waar disippels, as hulle iemand agtervolg het, hulle die kat gemaak het in die sosiale sisteem van die dag. Dit beteken dat hulle goed genoeg was om 'n bepaalde punt te bereik, om disippels te geword het van 'n rabbi. En wanneer Jesus hulle langs die see ontmoet, en hy sien hulle, roep hulle en sê, volg my, en hulle is besig om vis te vang, beteken dit, hierdie mense van wie ons hier lees, het dit nie gemaak nie. Die sisteem van die dag het vir hulle gesê, julle is nie goed genoeg nie. Julle kan nie 'n volgelinge, disippels van 'n rabbi word nie. En dan kom die rabbi van alle tye en hy roep hulle en hy sê, volg my, stap saam met my, leer wat ek doen, wees soos wat ek is en maak 'n verskil. En dan weet ons die gebeure speel af, Jesus word gekruisig, Petrus hulle verloon vir Jesus 3 keer, en dan lees ons hier dat Jesus hulle weer ontmoet, waar? Eintlik langs die kostafel, saam met hulle sit, en vir hulle weer sê, weet jy wat, maak nie saak wat die sisteme van die dag van jou gesê het nie, maak nie saak hoe hierdie sisteme jou laat voel het nie, en hierdie gebroke stroom jou saamgetrek het, tot waar jy nou uitgespoeg is, en maar weer dink, jy kan maar net weer vis vang. Jy hoef nie. Jy kan nog steeds 'n verskil maak, saam met my, wat saam met jou 'n pad stap. Jy moet hoor, jy is steeds goed genoeg. En ons het al daarna verwys, en ek weet, ek het voorheen al ook hierna oor gepreek. Jesus vra 3 keer vir Petrus. En is dit dalk per toeval dat hy vir Petrus 3 keer vra, het jy my lief? Want Petrus het 3 keer vir Jesus verloon. En dan kom dit eintlik op hierdie klimaks uit om te sê, maar jy's nog steeds goed genoeg. Jy kan nog steeds 'n verskil maak. Strome hoef jou nie meer te sleer nie. Jy kan uitklim, jy kan kant toe swem, jy kan 'n verskil maak. Maar die vraag is, het jy die waagmoed? En dis die vraag wat ek jou vandag mee wil los. Die vraag wat ek jou vandag mee wil los, waar jy by die huis is. Is jy bereid om nuwe strome te begin, ter beskerming van jou kosbaarste familiesysteem, op grond van die feit dat jy jouself aan Christus verbind? Want ons het Sondag verlede week, toe ons begin gesels oor, dat die Gees ons moet verander, dat die Gees 'n verandering in ons teweeg moet bring. En die vraag is, het ons die waagmoed om sekere goed agter ons te los, om sekere strome uit te klim, strome wat gefokus op egosentrisme, op mense se egos, wat gesentreer is oor siek sisteme, siek wees in mense se kop, siek wees van 'n sisteem wat oor jare gekom het, wat ons maar net aanvaar het as die nuwe norm, wat besig is om ons families te vernietig. En ons kan dit nie meer toelaat nie. Ons moet opstaan. Ons moet kant toe swem. En ja, ons voel ook soms soos die disippels. Ons wil maar eintlik net weer in die skei klim en gaan visvang, want dit voel makliker. Maar dan moet ons weet, die uiteinde, waar ons meegesleer is deur strome wat ons vernietig, ons menswees vernietig, wat ons vreugde steel, gaan plaasvind. En dan moet ons nie huil nie. Die pleidooi vir jou en vir my is, begin nuwe strome. Staan op teen wat oor opgestaan moet word. Hê waagmoed en maak 'n verskil. Amen. Kom ons bid saam. Here, hierdie reeks het my as mens diep geraak op grond van die feit dat dit na in die hart is. Deur dit wat ek sien, beleef en ervaar rondom my en in ons gemeente. Here, mense wat bewustelik en onbewustelik vasgevang is in siek sisteme en nie weet waarmee hulle besig is nie. Here, vandag bid ons vir vergifnis vir hulle. Maar ons bid terselfdertyd vir die oopgaan van oë. En Here, wanneer hulle oë oopgaan, sal opstaan vir die regte dinge. Ons 'n verskil sal maak. Help ons, Here, maak ons sterk en wees met ons. Amen.
ontvang ook nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met u elkeen wees en bly. Amen.